Welkom aan almal en 'n spesiale welkom vir almal wat vir die eerste keer die kanaal besoek. Ons almal wat groot geword het in Suid-Afrika behoort die storie van Martin Luther te ken. Hy was die Duitser was in Oktober 1517 die 95 stellings aan die deure van die kerk van Wittenberg vasgeslaan het. Hierdie stellings het verklaar dat die Katolieke Kerk van daardie tyd besig was met 'n dwaalleer. Die volgende paar video's sal die stellings weergee in Afrikaans. U kan gerus kommentaar los onder of 'n e-pos stuur na die kanaal indien u meer inligting wil bekom oor die onderwerp en ook ander geloofsonderwerpe. Die kanaal is opgestel om mense meer van die geloof te leer en om kerklike gemeentesang te bevorder. Subskrybe gerus aan die kanaal sodat u nie die volgende paar video's mis nie. Stelling 1 tot 10. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. 1. Ons Here en Meester Jesus Christus, toe hy gesê het, Punitentiam agite, doen boete, het hy bedoel dat die hele lewe van gelowiges berou moet wees. 2. Hierdie woord kan nie verstaan word as sakramentele boetedoening nie, dit wil sê belydenis en voldoening, wat deur die priesters bedien word. 3. Tog beteken dit nie slegs innerlike berou nie, nee, daar is geen innerlike berou wat nie uiterlik verskillende doeninge van die vlees voortbring nie. 4. Die straf van sonde duur dus voort solank as selfhaat voortduur, want dit is die ware innerlike berou, en dit duur totdat ons die koninkryk van die hemel binnetree. 5. Die paus is nie van plan om enige straf te kwytskeld nie, en kan ook nie enige straf kwytskeld nie, behalwe die wat hy self opgelê het, of deur sy eie gesag of deur die van die kanons. 6. Die paus kan geen skuld kwytskeld nie, behalwe deur te verklaar dat dit deur God kwytgeskeld is en daardeur in te stem met God se kwytskelding, hoewel hy sekerlik kwytskelding kan verleen in sake wat aan sy oordeel voorbehou is. As sy reg om in sulke sake kwytskelding te verleen verag sou word, sou die skuld heeltemal onvergewe bly. 7. God kwytskel niemand van skuld nie, tensy hy hom tegelyk in alle dinge verneder en onderwerping bring aan sy plaasvervanger, die priester. 8. Die boetekanons word slegs op die lewendes opgelê, en volgens hulle behoort niks op die sterwendes opgelê te word nie. 9. Daarom is die Heilige Gees in die paus goedgunstig teenoor ons, omdat hy in sy dekrete altyd 'n uitsondering maak vir die artikel van dood en noodsaaklikheid. 10. Onkundig en goddeloos is die dade van daardie priesters wat, in die geval van die sterwendes, kanonieke boetedoening vir die vagevuur voorbehou. Dit was die eerste 10. Hoe die kanaal dop vir die volgende uitgawe. Dankie vir u ondersteuning.